Ek wil stil wees en my daaroor verwonder dat U vir my 'n woord het. Here, ek is nie werd dat U na my toe kom nie, maar spreek ek net een woord, dan word my siel gesond. Goeiedag broers en susters, welkom. Die Here het vir ons elkeen 'n spesifieke woord wat hy ook nou die volgende paar oomblikke met ons elkeen wil kom deel. En mag ons dit in gehoorsaamheid ontvang. Die meeste van ons is elke dag op die pad, of ons nou ver ry of net kort afstand ry, ons verkeer op die pad. En op die pad is daar verskeie padtekens. Nou partykeer dink mense, maar iemand was nou lekker moedswillig om 'n padteken hier te sit. Maar dit was iemand wat gesê het, ek het die veiligheid van mense in gedagte en daarom moet daar hier 'n padteken kom. Want padtekens is daar om vir my en u te help, te waarsku en rigting te gee. En natuurlik op die einde van die dag het ek en u die keuse. Gaan ek gehoorsaam wees aan hierdie padtekens of gaan ek dit verontagsaam, ignoreer? Ek en u is ook op hierdie lewenspad waarop ons elke dag is. 'n Geestelike reis saam met die Here. En op hierdie geestelike reis is daar ook verskeie padtekens. Die woord van God is vol padtekens. En dis waarby ek vandag wil stil staan. Hierdie padtekens wat op ons elkeen se lewe kom, wat ons dan ook die keuse het, gaan ek dit volg of gaan ek dit nie volg nie? Gaan ek op koers bly, op die pad bly, waar die Here wil hê ek moet wees? Filippense 3 vers 16 sê dit, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Nou die eerste padteken waarby ek wil stil staan wat ons help en waarsku en beskerm en veilig hou, is die een wat ons almal ken, en dis die stopteken. Hoekom is daar stoptekens op ons paaie? 'n Stopteken is daar om ons in kennis te stel, ek moet spoed verminder, en ek moet totaal en al tot stilstand kom. En dan kan ek slegs ry as daar geen voetgangers is nie, en as ek voorrang gegee het aan die ander voertuie wat voor my gestop het. Dan kan ek ry, dan is dit veilig om te ry. Nou kom ons kyk na ons geestelike reis. Daar's telke male in ons lewe wat die Here ook vir ons sê, maar jy moet nou halt, jy moet nou stop. Jy moet nou alles waarmee jy besig is, moet jy los. Miskien wil die Here hê, ek moet nou 'n verandering maak in rigting, of 'n verandering maak in die doel van my lewe, of ek moet net eenvoudig tot rus kom, of ek moet dit verwyder wat my vooruitgang in die lewe belemmer. Dis daai oomblik in ons lewens wat die Here sê, ek soek nou dat jy stop, want ek soek jou aandag, ek wil hê jy moet reflekteer oor jou lewe, ek wil hê jy moet miskien herfokus op jou lewe, en as daai oomblik in ons lewe wat die Here sê, is jy bereid om vir my beheer te gee? Stop, gee beheer. Kom ons kyk na 'n voorbeeld in die woord wat al hierdie goed vir ons saamvat, en dan gaan ons op hierdie reis, wanneer ons stop, vir onsself 'n paar vrae vra, wat ons help, wanneer ons stop. Die eerste voorbeeld is 'n bekende voorbeeld, wat ons vind in Eksodus 18. Hierdie bekende leier Moses. Moses is hierdie leier wat die volk uit Egipte uitlei. Maar wat doen Moses? Moses sit aldag en heeldag, sit hy met die volk van Israel se probleme, en hy luister, en hy moet wysheid gee, hy moet regter speel, hy moet oordeel gee in elke individuele situasie.
En Moses kom by 'n plek in sy lewe waar hy moeg is. Hy is op klaar. En daar is 'n kosbare mens in sy lewe wat nou 'n belangrike rol speel, en dis sy skoonpa. Sy skoonpa Jethro, wat nou 'n rol in sy lewe speel, en wat God ook gebruik om te sê, ek gaan jou nou tot stilstand druk. Jy moet nou stop. Jy kan nie so aangaan in jou lewe nie. Ons lees dit in Eksodus 18, vers 17, wat vir ons sê, maar Moses se skoonpa sê vir hom, jy maak nie reg nie. Jy en al hierdie mense by jou sal totaal en al uitgeput raak. Die werk is te veel vir jou. Jy kan dit nie alleen behartig nie. En dan vers 19 sê, luister nou na my raad en mag God jou bystaan. Dis die Jethro wat vir sy skoonseun sê, jy kan nie so aangaan nie. Stop, want jy kan nie so aangaan nie. Jy is besig om jou eie gesondheid te belemmer negatief. Jou wiele gaan iewers afkom. Jy moet stop. En wat gebeur nou? Nou moet Moses luister. Wat het ek gehoor? Hy moet nou reflekteer. Wat het ek gehoor en wat se besluit gaan ek nou maak? Hoe gaan ek reageer op wat my skoonpa nou vir my sê? En dan vers 24 lees ons die woorde. Want hy sê, Moses het na sy skoonpa geluister en gedoen wat hy gesê het. Want Moses word gekonfronteer met die vraag, gaan jy nou hulp ontbied? Of gaan jy so voortploeter soos wat jy tot dusver gedoen het? Gaan jy hulp ontbied? En Moses luister na wat sy skoonpa vir hom sê, en hy ontbied hulp. Maar dis hierdie groot ding, wanneer God ons roep om te stop, dan vra hy, gaan ek gehoorsaam wees? Gaan ek in gehoorsaamheid luister? Hierdie kosbare gedeelte in Spreuke 12 vers 28 wat vir ons sê, gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe. En dan sê hy verder, dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie. Broer en suster, wat gebeur as ek en jy nie by 'n stopstraat stop nie? Ongeluk kan gebeur, kan 'n boete opgelê word, daar kan skade berokken word, iemand kan moontlik sterf. Dis die dood, as ek nie stop nie. Maar dan die lewe, as ek bereid is om te stop, en in gehoorsaamheid te luister, wat wil God nou hê, moet ek doen? Is ek bereid om te luister? Ons het nou Pinkster gevier. Die werking van die Heilige Gees in ons elkeen se lewe persoonlik. Is ek bereid om te luister na die fluistering van die Heilige Gees hier binnekant my? Is ek bereid om te luister na God se woord, wat vir my sê, stop. Ons kry die woord gehoorsaam, gehoor en saam, wat sê, ek hoor God, en ek gaan gehoor gee aan wat God vir my sê, en ek gaan saam in gehoorsaamheid met die Heilige Gees wandel, om te doen wat God wil hê ek moet doen. Dis daai oomblik in my lewe, soos wat ek reeds genoem het, waar Moses tot stilstand geroep is, waar God sê, jy moet nou stop, en jy moet stil word. Ons ken die bekende gedeelte in Psalm 46 vers 10. Wees stil en weet dat ek is God. Wat gebeur ook in ons daaglikse ry op paaie? Ons is so hastig. Ons stop baie keer nie by stopstrate nie. Want ons is so hastig. Soms in ons lewe wil ons nie stop nie. Ons gaan net aan. En ons glo ons is alright om maar aan te gaan. 'n ander persoon wat God ook tot stilstand geroep het, geruk het, was Jona. God sê vir Jona, jy moet Ninive toe gaan.
Ek het 'n spesifieke taak vir jou in Ninive. En Jona stap daar weg en hy sê, ek hou nie van wat God wil hê ek moet doen nie. Ek gaan nou op 'n skip klim, Tarsus toe. En ons ken wat gebeur, daar's 'n storm. En Jona word oorboord gegooi, en die groot vis sluk vir Jona in, en hier beland Jona in hierdie groot vis, en hy moet nou stil word. Hy moet tot rus kom, want hy het gedink, hy kan weghardloop. Hy hoef nie te stop nie. En dan in daai oomblik, kom daar 'n klomp vrae na ons toe, wat ons persoonlik vir onsself kan afvra, in ons eie persoonlike stop oomblik in ons lewe. Die eerste vraag is, waar is ek? Waar is ek in my lewe? Moses is op 'n plek waar hy moeg is. Jona is in 'n vis. En dan is daar 'n ander verhaal waar 'n ou ook tot stilstand geruk is. En dis koning Dawid. Ons ken die verhaal van Dawid wat oorspel gepleeg het met Batseba. En weer, soos met Jethro, gebruik God vir Nathan in Dawid se lewe om hom tot stilstand te ruk. Te sê, jy moet nou stop. Jy kan nie so aangaan nie. Want Dawid het gedink, hy's alright, hy kan maar aangaan. Niks gaan gebeur nie. En wat sê Nathan vir Dawid? 2 Samuel 12, vers 7, jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria, die Hetiet, met die swaard doodgemaak. Dis natuurlik Batseba se man. En toe sy vrou Batseba vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Met ander woorde, wat doen Nathan in Dawid se lewe? Hy ontbloot hom. Hy wys vir hom, jy moet die maskers laat val. En hy ontbloot die waarheid in Dawid se lewe. En weer besef iemand, waar is ek? Waar bevind ek myself nou in my lewe? Hier sê iemand vir my, jy kan nie so aangaan nie. Nou hoe gaan Dawid reageer? Wat se refleksie doen Dawid op hierdie oomblik wat hy gevra word om te stop in sy lewe? En weer, soos Moses, reageer Dawid positief. Vers 13, toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Dis Dawid wat op 'n punt kom in sy lewe waar hy moet stop en besef, ek, man van God, het in sonde verval. Dis wat ek gedoen het. Dis daai oomblik ook in ons lewe waar God ons tot stilstand roep en vir ons wys, jy het in sonde verval en jy kan nie so aangaan nie. Ek soek jou aandag. Ek wil hê jy moet stil word. Ek wil hê jy moet breek. Wegdoen met dit waarmee jy besig is in jou lewe. Ek wil hê jy moet wegstap, miskien van 'n verkeerde verhouding. Ek wil hê jy moet 'n hoofstuk in jou lewe afsluit. Ek wil hê jy moet met 'n verkeerde gewoonte in jou lewe breek. En dan weer die keuse, gaan ek luister na die waarskuwings, soos Nathan wat vir Dawid waarsku. Jethro wat sy skoonseun waarsku, gaan ek luister. Want dit is God of dit is iemand in ons lewe wat sien, as ek nie nou gaan stop nie, dan weet ek wat is die gevaar wat nou gaan lê aan die kant hierdie stopstraat. Ek wil jou help, ek wil jou beskerm, want ek gee om vir jou, ek het jou lief. 'n tweede belangrike vraag na waar is ek, is, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek hier gekom in my lewe? Moses, wat alles self wil doen, en Jona,
wat ongehoorsaam was, 'n Dawid wat in sonde verval het. Maar wat is die kosbare ding wat al drie hierdie manne besef in hulle lewe, toe hulle tot stilstand geruk word? Hulle besef, God was nog altyd daar. God het my nie gelos nie. God het my nie gelos toe ek doodmoeg was nie. Hy stuur vir Jethro. God het my nie gelos toe ek in hy storm was nie. Hy het 'n uitkoms gebied. God het my nie gelos toe ek in sonde verval het nie. Hy stuur vir Nathan. Hy vergewe my. En so lees ons oor en oor in die woord ook. Deuteronomium 1 vers 31 sê, julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hier toe gekom het, gedra het soos 'n man sy seun dra. God was op hierdie pad, saam met ons, die hele pad. Hy het ons gedra. God is altyd saam met my. Al maak ek droog. Hoeveel keer het die Israeliete klipaltare gebou om hulle te herinner aan wat het God in hulle lewe gedoen en hoe God getrou was in sy liefde teenoor hulle. Hulle het skewe paaie geloop. Hulle het in sonde verval, maar God het hulle nie gelos nie. God was getrou. Wat lees ons in Psalm 37 vers 7? Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou. Daai oomblik wat ek stil word en sê, ek kan myself nie nou meer vertrou nie, ek moet God nou vertrou. Vir dit wat nou moet gebeur. Hoe lyk hierdie pad vorentoe? Ek moet hom vertrou. En Psalm 62 sê, vers 5, my verwagting in die Engels, my expectation is from God, sê Dawid. Want dit bring ons by 'n volgende belangrike vraag in ons lewe is, waarheen is ek op pad? Ek stop, ek luister, ek word stil, ek reflekteer. Waarheen is ek op pad? Waarheen is ek op pad met my eie lewe? Waarheen is ek op pad in my verhouding met die Here? Waarheen is ek op pad in my huwelik? Waarheen is ek op pad in my werk, in my verhoudings? Miskien in my eie besigheid. Waarheen is ek op pad? Waar is ek op my reis? Miskien moet ek stop. Wat sê Dawid, Psalm 51 vers 8, reeds na aanleiding van sy oorspel met Batseba? Hy sê, maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Want wat besef Dawid? Hy was nie opreg nie. Hy het gedink hy kon goed vir God wegsteek. En dan sê hy, laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Dis Dawid se begeerte. Hier binne-in wil hy weet, hoe wil God hê nou moet ek lewe? Want ek moet breek met dit wat agter my lê. Vergeet van die dinge wat agter my lê. En ek het nou helderheid, klaarheid nodig van hoe lyk hierdie pad vorentoe. Here, ek weet nie. Ek weet ek moet stop, maar ek het nie die antwoorde nie, Here. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder gewyd. In daai oomblik wat ek sê, Here, ek het nou wysheid nodig, ek wil nie verder ry nie, voordat ek nie helderheid en klaarheid het nie. Hier diep in my binneste soos Dawid, wil ek weet, soos wat ek weet. Wat wil u hê, moet ek doen? Waar wil u hê, moet ek wees? Want ek wil wees, waar u wil hê ek moet wees. Dis die vierde vraag. Waar wil die Here my hê? Bekende gedeelte in Spreuke 3 vers 6. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Daai bekende gedeelte. Here, ek stop, en ek wil u erken, in die oomblik wat ek nou stop in my lewe. En ek wil u innooi, in dit wat nou gebeur, terwyl ek stil word,
en moet luister. Want ek wil weet waar U wil hê ek moet wees. Broeder en suster, as ons net kyk na hierdie voorbeelde waarby ons stil gestaan het, dan is dit ook die Here wat vir ons sê, as ons bereid is om deur hierdie stappe te gaan, wat die Here van ons vra, dan bring die Here vir my en U by 'n wonderlike plek. 'n geskenk wat die wêreld ons nie kan gee nie. En dis die geskenk van vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat ek weet, ek het gestop. Here, ek het stil geword, ek het geluister in gehoorsaamheid na U. Ek het tussendeur gereflekteer. En ek weet nou, Here, wat U wil hê ek moet doen. Nou kan ek met veiligheid verder ry. Hierdie is 'n groen lig. Hierdie is nie 'n rooi lig nie. Ek kan nou verder ry op my reis, want ek weet, dit is wat God wil hê ek moet doen. Broer en suster, ek ken nie jou storie, jou verhaal nie. Miskien is jy ook op 'n plek in jou lewe waar die Here wil hê jy moet stop, of dat die Here jou tot stop gebring het. En jy vra miskien vir jouself, Here, hoekom gebeur dit nou in my lewe? U wonder daaroor. En baie keer wil ons dit beklei, want ons hou nie daarvan nie. Ek is haastig. Ek wil nie stop nie. Wil nie tot rus kom nie. Maar dis 'n oomblik in ons lewe wat ons ook moet sê, Here, help my. Want ek weet ek moet stop. Ek wil by U kom stil word. Ek wil luister. Gehoorsaam luister. En ek wil weet, voordat ek verder ry, wat U wil hê ek doen. Here, ek het U leiding nodig in my lewe. Ek kan nie sonder dit verder gaan nie. Dit herinner ons, en ek wil daarmee afsluit, aan Jeremia 29 vers 11, wat vir ons sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Mag ons leef met hierdie stopoomblikke in ons lewe. Sê, Here, U wil net vir my toekoms gee en 'n verwagting gee. En ek wag met opwinding en verwagting in my hart daarop. Kom ons word stil en sluit ons die oë. Here Jesus, dankie dat U ons oneindig lief het. Dat hierdie stopoomblikke in ons lewe is nie oomblikke waar U sommer net moedswillig wil wees nie. Dis oomblikke, diep, intieme oomblikke in ons lewe wat U iets in ons lewe wil kom doen. En mag ons nie daarteen beklei nie. Mag ons dit ontvang in ons lewe in gehoorsaamheid, met verwagting en opgewondenheid. Want Here, ons smag na U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Want ons wil nie sonder dit lewe nie. So Here, ek bid sommer net vir elkeen wat op hierdie punt in hulle lewe is, dat U hulle hand sal vat en elke oomblik met hulle sal wees en hulle diep bewus sal maak dat U hulle liefhet en dat U bemoeienis maak met hulle. En Heilige Gees, dat hulle U stem helder en duidelik elke oomblik sal hoor. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broer en suster, mag ons die woorde van lied 163 op ag slaan wat vir ons sê, soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. Mag ons elkeen die seën ontvang en die seën ervaar in hierdie oomblikke waar ons in God se teenwoordigheid wag. Amen. You alone are my strength.